Ek gesels met Gerard Papenfoes en ek laat hom nou in ons virtuele ateljee in. Gerard, môre, Hallo Isak. 'n man wat ook self 'n baie gewilde geselskanaal aanlyn het. So hy's nou nie 'n vreemdeling vir wat hier gebeur nie. Dankie dat jy vir ons tyd maak, Gerard, en laat ek jou so vroeg die oggend nader kon trek. Jy het my ontwrig, Isak. Dit is 'n goeie ontwrigting. Kyk, elke stukkie ontwrigting bring altyd weer iets goeds na vore, né? Nee? Dis 'n voorreg Isak. Dit is lekker om jou te praat. Gerard, nuwe raskwotas en dis baie duidelik dat wit mans is nou nie die gunsteling op die spyskaart van die ANC nie, nê? Weet jy, in die werkswêreld kan dit neerkom op poging tot nou ek gaan nou anglisisme gebruik, eksterminasie van ons tipe. Kan jy nou indink dat as jy kyk na hoe hierdie raskwota uitspeel en jy maak die somme, dan is daar 'n bietjie ruimte in topbestuur. Maar as jy nou 'n boer is wat 'n boerdery besit en jy en jou seuns, jou 3 seuns, is die topbestuur van jou besigheid, jou plaas, jou boerdery. Dan sê hulle nee, dit kan nie meer so wees nie. Daar's nie meer plek daarvoor nie. Jy het net 'n sekere persentasie. Die res moet nou gaan vir ander ouens. En daai ander ouens is net mans nie, maar ook vrouens wees, en dan moet sekere ou met gestremdheid ook moet jy ingooi. En so gaan jy af en dit word al erger. En as jy kom by die 4de vlak, daar's eintlik 5 vlakke. Die onderste vlak gaan ek net gou iets oor sê, dit is die arbeidersvlak. Daar moet jy dan kyk na die bevolkingssamenstelling van elke provinsie. En dit verskil van provinsie tot provinsie. Maar as jy kom dan die tweede laaste vlak, dis 'n baie belangrike vlak. Dit is waar vaardighede ter sprake is. Net 4% wit, 4%. Nou kom ons kyk nou wat is die konsekwensies hiervan. Dit is die vlak waar baie van ons mense funksioneer. Daar's nie plek vir 4% in daai vlak. Maar kom ons sê so ou gaan nou weg. Hy besluit hy het nou nie meer werk daar nie. Hy gaan nou sy eie ding doen. Soos jy nou in rukkie terug gesê het, ek is so rukkie na jou sit en luister. Hy gaan besluit hy begin sy eie besigheid, maar nou groei daai besigheid. Hy word nou baie suksesvol. Hy begin 'n plumbing besigheid. Hy word baie suksesvol. Dit word 'n nasionale ding. En nou begin hy 50 werknemers het. En nou is hy weer in die vangnet van hierdie regstellende aksie. En dan kan hy nie meer die besigheid bedryf soos hy wil nie. Dan en hier's 2 goeters hier ter sprake. Die een is jy moet net onthou, hierdie perk van 50 en meer wat nou in hierdie vangnet val, gaan hulle verminder. Ek kan sê voorspel ek dit. Ek sê nee, ek voorspel dit nie eintlik nie. Ek weet dit gaan gebeur. Want hierdie is net om ouens in te kry en dan gaan hulle daai net stouer trek en in Namibië, as ek dit reg het, is daai perk nou 10 mense. As jy meer as 10 mense in diens het, dan skryf hulle vir jou voor wie jy moet aanstel. En so dit gaan gebeur. So hier is 'n probleem. As jy selfs jou eie besigheid bedryf en jy suksesvol, dan moet jy hierdie goeders doen. En nou moet jy weet hierdie ding druis in teen die gees van entrepreneurskap. 'n Man begin nie 'n besigheid. Jy vat al die risiko. En ons vind, ek het in die jaar 96 begin en dit vat nogal iets om hier te kom. En nou kom 'n ou en hy sê vir jou, ek gaan vir jou sê wie jy moet aanstel. Nou dit kan nie.
dit is 'n saak van onmoontlikheid, want as jy dit sou doen, dan sal dit kom dit neer op kommersiële selfmoord. Hoekom sê ek so? Wel, die staat het dit gedoen. Hulle het presies dit gedoen in staatsdepartemente en daar's niks oor daarvan nie. Daar is niks oor nie. Dit is en ek dink as jy sê daar's niks oor nie, dan vlei dit hulle. En dan het hulle dit gedoen op SOE, State-owned Enterprises, die Eskoms, SAL, waterwese, munisipaliteite, ons hawens. Al hierdie goed is nou presies getransformeerd. Daar is ook niks oor van hulle nie. En nou wil hulle hierdie ding na die privaat sektor uitbrei en die antwoord hierop ons, jammer regering, ons gaan dit nie doen nie. Nou ek moet dit ook doen. Ek moet dit nou in die ASA doen. En so ek is uitgesproke, ek sal dit nie doen nie. So ek gaan dit nie doen nie. Nou sê baie mense vir ons, ja, maar hierdie goed is op waninligting, misinformasie gebaseer. Nee. Maar nou Nee. nou sê kyk mense na 'n berig soos die wat in Business Day verskyn het en kom ek lees net gou wat skryf Business Day. In short, the new employment equity regulations aim to push white people in general and white males in particular out of jobs. In practice, this is a targeted economic sanction against a section of the domestic population. Moreover, in the language of another controversial statute in this country today, these forced hiring directives are a form of expropriation in which the state attempts a race-based transfer of a company's effective control without compensating the existing owners. Presies dit. Kyk, ons het mos nou lank gesê dat die nasionale ekonomiese, nasionale NDR en die nasionale demokratiese revolusie, NDR. Het ons gesê, ag man, weet jy, dit kan nie so erg wees nie. En nou, jy moet nooit, as 'n ou sê ek gaan 'n ding doen, moet jy nie vir hom lag en sê ag nee, wat dit kan nie gebeur nie. Dit gebeur. Wat hulle wil hê is dat alles in die land, alles, eienaarskap, jou besigheid, die mense in jou diens moet die bevolkingssamenstelling vir die land weerspieël. Nou, wat hierdie ding in ag neem, wat nie in ag neem is die dinamika van besigheid. Hulle wil 'n besigheid op ras bedryf. So wat hulle wil hê, jy moet jou rekenaar hier voor jou oopmaak. En ons het nou gehoor wat die vorige spreker gemaak het, hoe gemors kan jy maak met jou rekenaar. En jy moet nou 'n spreadsheet opstel. En dan moet jy al die poste in jou maatskappy op daai spreadsheet sit en sê van hierdie pos groepering moet ek soveel witte sê, nou my tegniese personeel, skilled technical 4%. Nou as iemand sê dit is vals nuus of dit word oordryf, dit is nie, dit is vasgevat in wetgewing nou. Dis vasgevat in wet. Daar's niks vals hieraan nie. Dit is wat dit is. Jy moet dit nou doen. Jy moet nou vandag wegtrek want in die September maand gaan jy moet verslag doen. Nou daar's niks vals nuus hieraan nie. Dit is wat dit is. Ons is nou daar. So as iemand sê nee wat dit is maar net gogga maak vir Bababank, sê nee, jy is verkeerd. Die goed is nou geïmplementeer verlede week en dit is ook waar ons verlede week aangekondig het en in hierdie saak gaan ek in Sakeliga gaan die Hasa en Sakeliga saam met die saak beklei. Ons is besig soos ons hier sit met die voorbereiding van 'n dringende aansoek. Ons moet hierdie ding stop. Intussen sê ek vir besigheid net die volgende: jy moet nie dink as jy hieraan probeer voldoen, jy gaan die staat please nie. Hulle gaan die net geleidelik nouer en nouer trek. Hierdie is net die begin. Dit is klaar baie erg. Baie erg. Maar die feit van die saak is as jy die aan die top van jou maatskappy sit en alles onder jou is in kleur skakeringsgeskik in manlik, vroulik, gender, wat is dit wat is die Afrikaans vir gender? Geslag. So jy het 'n mix. In elke pos gradeer in topbestuur. Jy kan soveel wit ouens hê, dan moet jy soveel vrouens hê. Wel, jy moet van al die rasse
by topbestuur hê, maar daarvan moet 'n sekere hoeveelheid vrouens wees. So gaan dit aan met dan moet jy dis jou aangewese groepe, dan vrouens mix en dan moet jy 'n paar gestremdes inkry. Nou jy moet nou besef op alle vlakke moet jy nou met jou spreadsheets gaan sit en jy moet hierdie ding bedryf. Nou hier is 'n baie maklike kom ons praat nie eers oor die ongrondwetlikheid hiervan, die inmenging in besigheid, die feit dat 'n sakeman begin nie besigheid en dan sê hulle vir hom, maar ons gaan vir jou sê hoe jy dit moet dryf nie. As jy BEE doen, dan moet jou besigheid, as jy werklik met die staat wil besigheid doen en met groot maatskappye wat hierdie goed ook op jou afdwing, dan moet jy meerderheid swart aandelehouding hê. Jy weet, jou besigheid in effek verloor. En nou het jou personeel wat jy moet bystaan, die word ook op 'n rasbasis aan jou opgedwing, op jou afgedwing. En nee, weet jy, die goeie nuus, ons gaan hof toe. En die ASA spesialiseer in hierdie ding. Ons help besigheid om uit hierdie kake uit te bly. En ek wil net vir 'n maatskappy, dit is my boodskap. As jy dit begin doen, begin jy die einde van jou besigheid. Jy kan nie dit doen nie, want dit in geen dagboek, geen handboek oor besigheid. Geen handboek oor besigheid sal jy hierdie tipe van ding kry nie. Probeer hierdie ding verduidelik aan 'n Amerikaner, 'n besigheid. En as jy dit nou klaar vir hom verduidelik het, dan kan jy sien hy verstaan nou glad nie wat jy nou vir hom gesê het nie. Dit is mos nou net eenvoudig onmoontlik. Dit kan mos nie wees nie. Dit is onmoontlik. So die reg van 'n sakeman, daai vryheid word van hom weggeneem. En dit is, en ek gaan die woorde herhaal, sou jy dit doen, is dit kommersiële selfmoord. Die staat het dit gedoen, wel dit was nie kommersiële selfmoord nie, want hulle bestaan nou vandag nog as gevolg van die feit dat die privaat sektor hulle voorsien van belastinggeld. As die staat op ekonomiese beginsels bestaan het, was hy lankal bankrot en verby, die geboue sou toegesluit gewees het, en van hulle sou al intussen in duie gestort. Die strukture. So ook met die SOE's. Die SOE's word aan die gang gehou. Die Eskoms van die wêreld word aan die gang gehou met belastinggeld. So word geld in Transnet ingepomp. So word geld in al hierdie goed ingepomp om hulle aan die geld aan die gang te hou, maar hulle doen ook niks. Dis 'n las. Al hierdie goed moet deur 'n gesonde privaat sektor vervang word. So hierdie is 'n baie ernstige saak, Isak. Niemand kan dit onderskat nie. En die ou wat dink, ag nee wat, ek is onder 50, moenie nou worry nie. Ek sê nee, jy hoef nie, jy moet ernstig kennis neem hiervan, want daardie threshold, vergooi my periodieke Engelse woord hiersom, daai threshold gaan afgebring word. Hierdie is net die begin. Dit is baie ernstig. Wat moet sakemense intussen doen? Is daar stappe wat hulle kan volg om saam met julle hierdie pad te loop? Ja, die wegspringplek is jy kontak NIASA en ons sal want ek meen ou wat nou hierdie ding lees en probeer sin maak daarvan, dis nou nie moontlik nie, jy weet, dit is nou so goed, ek vat 'n NASA handboek en probeer 'n rocket bou maan toe. Wel hier is nie so kompleks nie, maar wat ek wil sê is, nee, kry maar advies hieroor, ook rondom die hele uitgangspunt en die benadering. En ons weet, ons gaan koppe stamp in die regering hieroor, maar ons moet. So vir 'n besigheid enige besigheid, enige man wat voel sy familie, sy besigheid, sy kinders word hierdie geraak, moet sy gewig ingooi dat ons hierdie ding beklei. Dit gaan 'n baie lang hofsaak wees. Hierdie ding gaan jare duur, want hierdie ding gaan grondwethof toe gaan. So dit begin nou, die regsaksie begin nou, maar intussen moet jy September maand moet jy verslag doen. Jy moet nou begin om te sê, wat gaan ek in my verslag sê, en dit wat jy daar sê gaan teen jou tel. So jy moet van die begin af hierdie ding reg speel. Persoonlik, ek moet nou sekere targets vir hulle gee, wat sê oor 5 jaar gaan my besigheid so getransformeer wees dat hy lyk soos die staat om in terme van die staat se kleurskema
gaan hy nou so lyk. Nou wat gaan ek vir die staat sê? Dis nou nie ASA. Ons gaan dit nie doen nie. Hier wat hier staan en dan wil ek hê die staat moet my aanvat pos vir pos. Pos vir pos. So ek sien vreeslik uit daarna. Ek is baie opgewonde. Ek slaap selfs minder nou. Dis van opgewondenheid. Want hierdie ding kan ons nou lekker stap vir stap beklei, maar ek stel voor en dit klink nou of ek ons dienste hierso adverteer, maar tot 'n mate doen ek. Die besigheid kan nie die ding op hulle eie doen nie. Ons moet ek jou ietsie oorbetaal vir daai maar ons gaan later praat, Isak, miskien kan ons net koffie drink, dan sal ek betaal. Jy's welkom vir die oorbetaling ook. Maar nee, jy's meer as welkom om 'n bietjie Maar ek dink nie ouens die boodskap is moet dit nie gering ag nie. Jy moet verslag doen. Kom ek sê vir jou, as jy dit nie doen nie, stel jou bloot aan 'n boete. Wat is die boete? 10% van jou omset. 10% van jou omset. Maak daai som. Daar's weinig besighede wat dit kan betaal. Niemand kan dit betaal nie weinig besig. Niemand kan 10% van sy omset aan 'n boete betaal nie. Maar om te onthou, eenmalig kan hy sê, meneer, jy gaan nou volgende jaar weer en weer. So, it's the end of your business. So wat moet ons doen? Ons moet hierdie ding reg slim benader. Op twee vlakke, besigheid per besigheid en ook in die oorhoofse litigasie wat nou begin. Ons is nou besig met 'n dringende aansoek want ons wil die regulasie stop. Die wet as sulks word op 'n ander vlak word op 'n ander vlak aangepak, die litigasie en weet dit gaan deur al die vlakke gaan arbeidsappel of wat maar dieselfde is as Hooggeregshof en die appelhof en dan grondwethof. Dit gaan nie stop nie. Wie wen of verloor sal deur die saak na die volgende vlak toe vat. Maar intussen terwyl daardie ding in die lig hang, gaan die staat se masjien voort en die slegste wat jou kan gebeur is vir 'n besigheid sê ek gaan dit ignoreer. As jy nie September maand verslag doen hieroor nie, is jy aan die verkeerde kant van die wet en kan hulle jou met 'n baie harde boete slaan. So, met die oog op daardie verslag moet jy regshulp kry. Rondom, as ek sê regshulp rond hoe jy hierdie ding gaan aanpak. En ons werk op die oomblik kliphard daaraan om besigheid te beskerm. Dit is my passie. Dit is hoekom ek hier is. Om besigheid te beskerm. Gerard Papenfoes van die JASA. Dankie dat jy vir ons tyd gemaak het, Gerard. Lekker om met jou te gesels. Ons praat weer vorentoe. Groot plesier, Isak, dankie. Groetnis. Gerard Papenfoes wat so gesels oor daardie groot storie. Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.